Liewe gemeente, dit is vir my 'n verskriklike groot voorreg om jou vanmôre te kan groet in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus ons verlosser en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat ons vanmôre in U naam by mekaar kan wees. Here, dankie dat U 'n liefdeslied oor ons sing, Here, en dat U liefde en U genade elke dag nuut en genoeg is vir ons. Here, gee ons asseblief die oë en die ore om U genade en U liefde raak te sien. Here, om U vingerafdrukke in ons lewe te kan identifiseer, Here. Here, kom gee vir ons 'n nuwe stuk blydskap. Here, en kom ontmoet elkeen van ons daar waar ons is. Here, kom maak ons harte sensitief vir U boodskap vanmôre en vir dit wat ons uit die woord gaan lees en leer. Here, dankie dat U die pad saam met ons stap. Here, en dat U baie lief is vir ons. En ons eer U daarvoor vanmôre. Amen. Ons het verlede week het ons oor vrees gesels en ons het 'n bietjie gekyk na die fliek Inside Out. Wie het hom toe gaan kyk hierdie week? Ag nee. Ek is teleurgestel. Okay, goed. Gaan kyk hom hierdie week. Gaan neem hom uit. Dit is een van die mees fantastiese films wat jy sal kyk. Dit is nie net vir kinders nie. Dit is vir groot mense ook. Regtig, dit is fantasties. En as jy hom al gesien het, kyk hom weer. Want dit is net so fantasties. Maar ons het verlede week het ons oor vrees gesels en daai ou mannetjie, kyk. Hy is heeltemal irrasioneel en heeltemal eintlik simpel van hierdie vrees. En ons het vir mekaar gesê, wat doen vrees aan jou? Wat doen hierdie angstigheid? Dit maak dat jy so inkrimp en dat jy so loop, dit maak jou siek, dit gee jou rugpyn, gee jou hoofpyn en dit maak jou soos 'n beer met 'n seer tand. En dit steel jou vreugde, dit steel jou vrede en dit beperk jou potensiaal. Jy kan nie wees wie jy moet wees nie. Jy kan nie wees oor wie God droom nie. Want jy is heeltyd bang. Heeltyd so. En toe het ons mekaar gesê, in 2 Timoteus 1:7 staan daar, die gees van God, die gees wat God vir ons gegee het, reeds klaar, ons het dit klaar ontvang. Maak ons nie immers lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. En ons het mekaar gesê dat ons wens vir mekaar, dat ons soos sterk leeu's, wat baie braaf is, hier sal uitstap. En daai vrees vierkantig in die oë gaan kyk en sê, jy het nie die laaste sê oor my lewe nie. Want God het sy vreugde, sy vrede en sy blydskap. So vanmôre gaan ons bietjie gesels oor blydskap. Nou ek sien julle sit almal naby aan mekaar. Ek wil gou-gou hê, net vinnig. Wat was die grootste moment van vreugde in jou lewe? Sê gou vir die persoon langs jou. Wat was daai moment wat jy onthou? Miskien as kind, miskien as student, miskien het dit gister gebeur. Wat was daai moment wat jou so bly gemaak het dat jou hart hier uit jou bors uit wou spring van opgewondenheid? Vreugde is fantasties. Want dit maak dat jy ontspan, dit maak dat jy glimlag. Julle almal het nou so ek het net tande gesien. En julle almal het daarom tande. Dis dalk nie jou eie tande nie. Lukas 2:10. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk. Sien julle, verlede week het ons heeltyd na daai moenie bang wees nie tekste gaan kyk. Het gesê, moenie bang wees nie, want. Jy moenie bang wees nie, want daar is 'n belofte. Moenie bang wees nie, want, en het ons weer met een van hulle te doen. Moenie bang wees nie, want, kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. 'n Goeie tyding van groot blydskap. Daai groot blydskap, dit is wat God vir jou wil hê.
Dis wat hy vir jou gee. Maar ons vergeet partykeer so bietjie om dit raak te sien. Ons sukkel so bietjie daarmee. En vanmôre wil ek vir jou die uitnodiging gee en 'n ander bril vir jou gee en sê, goed, kyk bietjie na jou lewe, kyk na jou geliefdes, kyk na daai mense wat jou dalk grensloos irriteer. Wat is daar wat mooi is in hulle, wat tog vir jou kan vreugde verskaf? Want ons moet vir mekaar herinner vanmôre om die mooi in die lewe te begin raak sien en om bly te wees en om te begin jubel. Wat word aan blydskap gekoppel? Toe ek vir my man vra, toe sê hy, roomys. Roomys. Och, kyk, my man is verslaaf aan roomys. Dis verskriklik. Ons het 'n aparte deel van ons begroting vir roomys. Regtig. Ek jok nie. Ek weet nie of julle die plek Royal Danish ken nie, dis daar in Colburn. As jy nog nie daai roomys geëet het nie, gaan jy ook 'n aparte deel in jou begroting maak vir roomys. Roomys maak hom bly. Wat maak jou bly? Wat word aan blydskap gekoppel? As jy die woord blydskap sien, wat is dit wat in jou gedagtes opkom? Die krisis met blydskap is dat ons dit bietjie verwar met geluk. Want so baie keer plaas ons geluk in dinge, in ons status of in iets wat ons het of nog moet kry, of ons sit dit in mense, in ons kinders, in ons kleinkinders, in ons man, in ons vrou, in ons vriend, vriendin. En dan word daai mense van ons af weggeneem, of daai dinge word van ons af weggeneem, of ons kry nie, ons kom nie by daai ding uit wat ons graag wil hê nie, en dan is ons teleurgesteld, en dan is ons eintlik maar omgekrap. En dan sal ons nie gelukkig voel nie. Mens sien die blydskap wat in die Bybel voorkom, praat van iets veel dieper, wat ons nie aan mense kan koppel nie, wat ons nie aan dinge kan koppel nie, wat ons nie aan ons finansies kan koppel nie. En wanneer Paulus in Filippense sê wees bly, dan sê hy wees bly in alle omstandighede. Hy sê nie wees bly oor alle omstandighede nie, want ons kan nie bly wees oor alle omstandighede nie, want die lewe is maar altyd is maar partykeer nie lekker nie. En ons goed wat met ons gebeur wat regtig sleg is. En dan kan ons nie bly wees oor dit wat met ons gebeur het nie. Maar ons kan in daai situasie blydskap en vrede vind wat net van God afkom. En nou kan jy dalk daar sit en dink, maar ja net, blydskap kan mos nie gebeur wanneer daar swaar kry is nie, wanneer dit donker is nie. Hierdie twee dinge loop nie langs mekaar nie. Maar vanmôre wil ek na 3 tekste gaan kyk. Psalm 28, Psalm 30 en Jesaja 61. Ek gaan dit hier op die bord wys, want ons gaan vinnig blaai na hulle toe. So as julle wil blaai, is julle meer as welkom, maar ek gaan dit hier op die bord wys. En ek wil net hê ons moet net vir 'n oomblik gaan stil staan by wat sê die woord van God oor blydskap. So ons begin by Psalm 28. Ek het vir ons 'n gedeelte uit die boodskap uitgehaal. En daar staan, kom prys die Here, want hy het my gehelp toe ek na hom geroep het. Die Here gee my krag, hy beskerm my. Ek het hom vertrou en hy het my gehelp. Daarom is ek baie bly. Ek sal 'n lied sing om hom te prys. The Message se vertaling sê, my heart leaps for joy. Is dit nie mooi nie? Ek sien so hard wat hier uit jou bors uit wil spring. Psalm 30. Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. Dink bietjie aan jou gunsteling lied. As daai lied opkom, dan gaan die vinger of die voet gaan of die lyf gaan. Nee, musiek het die vermoë om jou te laat bly voel en om jou te laat dans.
En dan skryf Dawid hier, ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek en daarom sal ek sing tot U eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof. Daai in alle omstandighede, vir altyd sal ek U loof. En dan Jesaja 61, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur, eer gee, in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Kosbare gedeeltes, hierdie 3 tekste. En is gedeeltes wat getuig van 'n God wat herstel bring, 'n God wat 'n alternatief vir jou gee. Ons sien iets van God se hart vir jou en my, 'n God wat herstel bring in gebroke lewens, en wat vir jou en my bemagtig om sy hande en voete te wees en om daai blydskap sigbaar te maak daar waar ons beweeg. God se wens vir jou en my is vreugde, blydskap, vrede. En hy gee vir jou 'n nuwe kleed om aan te trek. 'n Kleed van blydskap sodat jy kan getuig van 'n dieper realiteit wat veel verder strek as die mense naby jou en jou besittings of dalk jou status. En ware blydskap vind ons in die bewussyn van God se ewige en alomteenwoordigheid. Iemand het eendag geskryf, kan nou nie onthou waar ek dit gelees nie, maar hy het gesê die skepping is swanger met God se teenwoordigheid. God is oral en sien jy hom raak. Want om God raak te sien in die alledaagsheid is die uitdaging. Want dit is maklik om vir God raak te sien in die groot dinge. Maar in die klein, simpel dingetjies, die alledaagsheid van die lewe, sien jy vir God daar raak. Want dit is dikwels die alledaagsheid wat ons vrede steel, wat ons bekommerd maak. En hierdie tekste kom gee vir jou 'n nuwe bril, waar God sê, sit dit op, sodat jy die lewe anders kan benader, sodat jy my kan sien, want ek openbaar myself aan jou elke dag, en die vraag is of jy my raak sien. Want God wil homself aan ons openbaar. Hy wil. En baie keer dink ons aan God as 'n kwaai oom, wat ons net wil beetkry, wat ons dophou met 'n vergrootglas, en jy moet net lig loop, want hy gaan vir jou klits. Maar dis nie God nie. God is streng, ja. En God wil hê ons moet aan hom gehoorsaam wees, maar God is ook 'n God van liefde en genade en barmhartigheid. En sy wens vir jou is vreugde, vrede en blydskap. En soveel van ons word vasgevang in plekke en omstandighede van seer en swaar kry, dat ons op moedeloos vlakte gaan sit. En dat ons nie weet of ons vorentoe of agtertoe, links of regs moet kyk of beweeg nie. Ons sukkel om ons koppe op te lig. En dan kom hierdie ongelooflike mooi deel in Psalm 3, maar U, Here, beskerm my van alle kante, U herstel my eer en aansien. Die letterlike vertaling sê, God lig jou kop op, hy vat jou kop en hy tel hom op. Hy lig jou kop op. Dit is vir my verskriklik mooi. En vanoggend se gedeeltes kom vertel ons van 'n ander realiteit, 'n alternatiewe storie as die dominante storie wat vertel word van angstigheid, van vrees, van chaos, van haat. Hierdie gedeelte is getuig van 'n God wat vir ons 'n alternatiewe storie kom gee, waar hy sê, skryf jou storie saam met my oor, 'n storie van hoop. En ek kom bedek jou, heeltemal toegewikkel
in 'n mantel van blydskap. Dink bietjie aan 'n koning se mantel. Daai swaar fluweel wat so, dis swaar en as jy hom toemaak kan hom niks inkom nie. God kom bedek jou met so 'n mantel van blydskap. En dit is sy hartklop vir jou en my. En hy wil so graag hê dat jy sy hand in hierdie chaos waar jy jouself bevind, moet raak sien. Wanneer laat jy jou verkyk aan die skepping? Daai klein seentjie wat so met 'n vergrootglas sit. Wanneer laas het jy jou net verkyk, wat jy net gaan sit het? For the sake of sitting. Net sit. En jy kyk en jy voel die son hier op jou skouers en jy sit met 'n koppie tee of 'n koppie koffie en jy geniet dit net vir wat dit is, 'n eenvoudige koppie tee. En ek weet, baie van julle het baie lekker stoepe. En ons het al baie lekker daar gesit. Wanneer laas het jy net op jou stoep gesit, daar waar die sonnetjie, die winterson is mos heerlik, waar jy net daar gaan sit. Waar jy jou verkyk aan jou tuin. Want winter is ook 'n mooi tyd. Dit is wel vaal, maar dit maak mens opnuut bewus van seisoene en dit verandering. En om tot stilstand te kom. Wanneer laas het jy jou verkyk aan jou kinders, of jou kleinkinders? Wat jy net met verwondering gedink het, wauw, kyk. En daai 3 gedeeltes, Psalm 28, Psalm 30 en Jesaja 61, getuig van die pad wat God saam met ons stap. Dit vertel die storie saam met God, 'n alternatiewe storie van God, wat nie net optel nie net ons koppe oplig nie, maar wat vir ons nuwe lewe kom gee. Nuwe lewe, nuwe denke, nuwe klere, 'n kleed van blydskap. En wat gebeur in hierdie tekste? Elke keer wat daar getuig word van God se goedheid, gaan dit met 'n reaksie gepaard. Elke keer staan daar, dit het met my gebeur, maar nou het God dit vir my gedoen en daarom sal ek nou hom loof en prys. So elke keer gaan dit met 'n reaksie gepaard. 'n Reaksie van lofprysing, 'n reaksie van dankbaarheid. Feesviering. En vanmôre wil ek vir jou vra, hoe lyk jou reaksie? Hoe lyk jou gesprekke? Is dit van dankbaarheid? Is dit van verwondering? Of is jy so diep vasgevang en verstrengel in die chaos en in die negativiteit? Hoe lyk jou reaksie? En ek dink regtig dat ons te min maak van feesviering. Om een of ander rede beperk ons onsself net tot verjaarsdae, Kersfees, Nuwejaar, is daar altyd 'n groot partytjie en die af en toe kantoorpartytjie, weet as daar iets gebeur. Ons maak te min daarvan om regtig fees te vier en om te jubel en om bly te wees en om 'n lekker tyd te hê. Wanneer laas het jy werklik fees gevier? Waar daai blydskap jou sommer so warm gemaak het aan jou binnekant. Wanneer laas het jy fees gevier oor die mooi in die lewe? Want jy sien, ons het net hierdie sekere momente, geleenthede, wat ons sê, okay, goed, nou kan ons maar 'n koek koop, nou kan ons maar fees vier, en dan kom die aand, en dan môre gaan ons maar net weer aan met ons lewe. Maar elke dag is daar 'n rede om fees te vier. Daar is elke dag iets moois en iets pragtig in jou lewe, maar die vraag is of jy dit raak sien. Wanneer laas het jy regtig gejubel en gejuig van dankbaarheid? Kyk bietjie na kinders, oor hoe hulle opgewonde raak, oor die kleinste, onopvallendste dingetjie.
Hulle sê mos altyd, jy koop vir 'n kind 'n speelding en dan raak hy meer opgewonde oor die boks waarin die speelding gekom het. Jy weet, 'n opgewondenheid oor iets kleins. Ek dink altyd aan my hond, ons het 'n Labrador. En sy is heeltemal uit haar kassie uit, altyd. En sy kan so opgewonde raak oor die kleinste dingetjie. Ek het ander dag, dit is nou 'n baie simpel voorbeeld, maar ek het gelees dat wortels goed is vir honde en ek gee vir haar wortel en sy het om en om gehardloop en gespring en te kere gegaan. Sy kan nie glo hoe bly sy is vir hierdie wortel nie. Jy weet, dit is so simpel, maar wanneer laas was jy bly oor 'n wortel? Of wanneer laas was jy bly dat jy jou gordyne ooptrek en jy sien, maar kyk, die blare het afgeval. En wat jy nie dink, o, jene, nou moet ek die blare optel nie, maar wat jy dink, wow, kyk, die seisoen het verander, die blare het afgeval. En dan kan jy later dit optel. Jy weet, dit is dus klein voorbeeldjies. Maar wanneer laas het jy fees gevier? Omdat jy 'n lekker koppie koffie drink. Kinders het die vermoë om die lewe op 'n ongekompliseerde manier te geniet. Hulle is eindeloos nuuskierig en hulle kan vir ure omspeel en lag. En ons as groot mense het dit verloor om te speel en te lag. Ons weet nie meer wat dit is om net laf te wees nie. En daar is niks so aansteeklik soos 'n ou kindjie se lag nie, nie waar nie. Niks nie. Wanneer laas het jy net uit jou maag uitgelag? Want ons het vanoggend gelees, jou rouklere is uitgetrek, jy het feesklere gekry, jy het 'n helder pink baadjie gekry, en jy moet hom aantrek, en jy moet bly wees. Maar ongelukkig, wanneer ek na gesprekke luister, dan is die dominante storie, dat daar nie tyd is vir speel en lag nie. Want ons moet magies vol kry, ons moet programme hardloop, daai vergadering se agenda moet klaar wees. Jy weet nie, ons kom nie uit nie, so ek moet harder werk. Daar's nie tyd vir vreugde en blydskap nie. Want kyk hoe lyk ons land. Hoe kan jy bly wees oor dit wat aan die gang is? Hoe wil jy nou hê ek moet lag? En daar's nie 'n toekoms nie. Dis die gesprekke. En voor jy jouself kan kry, dan sit jy, ek noem dit Mounville. Mounville is 'n stad waar almal moan, alles is eentonig, daar's nie kleur nie, alles is net so bruin en grys. En voor jy jouself kan kry, is jy die president van daai land. Jy is die hoof klaar. En mense moenie kom met hierdie helder kleure nie, want daar's nie tyd vir die helder kleure nie. En hierdie Mounville het die vermoë om jou te verblind vir dit wat mooi is. Nou my en jou se taak as gelowiges is om 'n alternatiewe storie raak te sien, om 'n alternatiewe stad van helder kleure te gaan skep. Om alles wat bruin en grys is, mooi te gaan verf, om blomme te gaan plant. Ons moet stories vertel van hoop, wat gekenmerk word deur blydskap. Want dit help nie om net te kla nie. Jy kan kla, maar dan moet jy konstruktief iets aan die situasie probeer doen. Dit help nie net, jy kla nie. As jy nie iets kan doen nie, dan verloor jy jou lisensie om te kla. Want kla gaan jou niks in die sak bring nie. Dit maak jou net negatief, dit maak jou net bitter en jy ontstel almal rondom jou. En ek weet, ek is die hoof klaar. Ek is die president van die president van die president van Mounville. Dit is bitter moeilik. Maar die uitdaging vir jou en my lê om te fokus op dit wat mooi en goed is. En elke dag is daar sulke momente.
Sien jy daai momente raak, daai dinge raak wat mooi en goed is, en hoe reageer jy dan op daai mooi en daai goeie dinge? Jubel jy van blydskap of kla jy? Want blydskap is 'n geskenk wat vir jou en my gegee is, verniet, klaar. Dis iets wat baie diep in jou en my as gelowiges se wese gewortel is, reeds klaar. Maar ons vergeet net bietjie dat dit deel is van ons wese. Omdat omstandighede ons onderkry. Maar vanoggend wil God jou ingesteldheid kom verander. Hy wil jou herinner dat hy elke dag vir jou ietsie mooi gee. Hy wil vir jou nuwe oë gee waardeur jy jouself en ander kan benader. Hy wil jou bekommernisse, jou vrese en jou smart verander in blydskap. Hy gee vir jou 'n nuwe mantel. Maar dit vra dat ons oë sal begin oopmaak en toelaat dat God met ons besig raak. Toelaat dat God begin werk met ons bitterheid. Toelaat dat God begin werk met ons rasisme, dat God begin werk met ons haat, dat God begin werk met hierdie negativiteit. Want ons as gelowiges se lewens moet gekenmerk word deur hoop. En ons moet ligdraers wees in hierdie baie donker wêreld. En dan kan ons nie deelneem aan hierdie destruktiewe gesprekke nie. Ons moet alternatiewe bied. Dink net vir 'n oomblik, hoe sal die lewe lyk wanneer ons die mooi en die goed en die goeie begin raak sien en daarop begin reageer en dit begin vertel. En dan dit wat mooi en goed is, te begin geniet. Om een of ander rede voel ons so skuldig, ons wil nie geniet nie. Ons wil nie iets geniet nie, want net nou kyk hulle vir ons en dan dink hulle ons is luidrigtig, of ons is wild. Maar die lewe is vir ons as 'n geskenk gegee, en daar is elke dag ietsie moois, waaroor jy kan feesvier. Ons moet nie net blydskap bring nie, maar ons moet blydskap word, want dit is reeds deel hier aan ons heel diepste binnekant deel van ons wese. As ons gaan kyk na Jesus, hy het 'n alternatiewe storie van hoop vertel en geleef. En is ons besig om aan te hak by Jesus se lewensveranderende verhaal? Waar ons Jesus se vreugde en sy vrede wat hy vir ons gegee deur sy kruis, is ons besig om dit sigbaar te maak. Is ons besig om stories van hoop, stories van nuwe moontlikhede aan ander te vertel? Of is ons net besig om op die negatiewe te fokus? Matteus 13. Jesus sê daar, met julle is dit egter anders. Julle is gelukkig, want julle het geestelike oë om te sien, en julle het geestelike ore om te hoor. Ons het reeds die vermoë om die alternatiewe verhaal van vreugde en blydskap raak te sien. En dan moet ons daarop begin reageer. Die van julle wat, wie het almal Facebook? So julle paar goed, wie het e-posse? Goed, wie het 'n selfoon? Wie het 'n landlyn? Okay, goed, julle almal is nou gecover. As jy kyk na jou Facebook, hoe lyk jou tydlyn? Dit wat jy met ander mense deel, die artikels en dinge wat jy deel. Hoe lyk my tydlyn? Is dit net negatiewe stories en waar jy net kla? Hoe lyk daai tydlyn? As jy nie Facebook het nie, hoe lyk jou gesprekke aan jou etenstafel? Hoe lyk jou gesprekke aan jou koffietafel, daar waar jy sit en tee drink? Watter stories is dominant? Wat oorheers jou gesprekke?
Toe Jesus vir ons aan die kruis gehang het, het hy jou rouklere uitgetrek. Hy het vir jou feesklere gegee, verniet, klaar betaal op 'n silwer skingbord. En daaroor moet ons jubel en juig. Daaroor moet ons bly wees. Waar Jesus jou huilgesiggie omdraai en dit 'n laggesiggie maak. Nou hier is julle huiswerk vir die week. Wat gaan jy die week anders doen? Want ons het gesien in daai 3 tekste, God het ons uit die gat uitkom haal en hy het vir ons feesklere gegee, hy het vir ons rede gegee om opgewonde en bly te wees. Maar dit gaan vra dat ons ietsie anders doen. Nou wat gaan jy anders doen die week? Sê gou 'n bietjie vir die persoon langs jou, wat gaan jy anders doen? As jy nie nou kan dink nie, sê vir hulle nou as jy koffie drink. Wat gaan jy anders doen die week? Watter gesprekke gaan jy doelbewus verander? Hoe gaan jy na jou tuin kyk? Hoe gaan jy na jou kinders en jou kleinkinders kyk? Hoe gaan jy na jou versorger of die vrou of die man wat jou help? Hoe gaan jy na hulle kyk? Hoe gaan jy hulle hanteer? En jy sien, wanneer mense na Linwood Riff kyk, dan moet hulle vreugde en vrede en blydskap sien. Hulle moenie hierdie negatiewe chaos dominante storie van die samelewing sien nie. Hulle moet vreugde en blydskap sien. En ons moet skyn, omdat ons reeds die lig ontvang het. En ek wil jou die week uitnooi, om jou storie van blydskap met my te deel. Ek gaan vir jou, daar is my e-posadres, en daar is die kerkkantoor se nommer. Ek wil jou uitnooi. Jy kan dit anoniem doen, of jy kan jou naam bysit. En dan kan jy vir my sê, Janet, ek gee vir jou toestemming om hierdie storie van my te deel. Want ek wil dit op ons Facebookblad gaan sit. Ek wil dit op ons webtuiste gaan sit. Sodat wanneer mense op die internet na ons gemeente kyk en hulle soek Linwood Riff en daai bladsytjie kom op, dan sien hulle vreugde, vrede, blydskap. Hulle sien lig. So sê dalk net, ek gee vir jou toestemming. Of, ek wil net hierdie met jou deel, moenie dit opsit nie, asseblief. Maar dis nodig, dat ons hierdie storie van chaos en sleg en negatief verander in 'n storie van vreugde, vrede en blydskap. Want elkeen van ons het rede om fees te vier. En ek ken nie elke van julle se omstandighede nie, en ek weet, ons kry swaar en is nie lekker dinge aan die gang nie. Maar my gebed is regtig dat jy iets van God se mooiheid en sy goedheid sal raak sien in jou lewe en dat jy dit vir iemand sal vertel. En dat jou oë geoefen sal word om hierdie mooi raak te sien. Sal dit nie lekker wees dat ons gemeente gekenmerk word deur hierdie blydskap wat verniet aan ons gegee is nie? Wat dink julle? Nee. Ek wil graag afsluit, daar is 'n lied van Louis Brits, hy het Psalm 30 verwerk, en dit is 'n opgewekte lied, waar hy sê, waar hy net presies Psalm 30 se woorde gee, U het my rouklere uitgetrek, vir my feesklere aangetrek, daarom sal ek sing, daarom sal ek nie stil bly nie. Dit is regtig my gebed vir jou, dat jy sal losbars, soos 'n musical, in spontane sang, in spontane lofprysing, omdat jy bly is vir dit wat God vir jou kom doen het. Mag jy ervaar hoe feesklere vir jou aangetrek is, en dat jy nie kan stil bly oor dit wat die Here vir jou gedoen het nie. Amen. Here, baie dankie vir u groot genade. Here, dankie dat u ons rouklere uitgetrek het, Here, en vir ons feesklere gegee het. Here, dankie dat u ons eer herstel. Here, dat u vir ons vreugde gee. Here, dat ons u kan loof en kan prys.
Here, dankie dat U vir ons nuwe oë gee, dat U vir ons 'n nuwe ingesteldheid gee. Here, dankie dat U ons herinner aan dit wat U vir ons gedoen het, Here, en dat U ons herinner om bly te wees. Here, dankie dat ons blydskap van U kan ontvang wat ver, ver verby en dieper as dinge en mense strek. Here, dankie, dankie, dankie.